Hallo vriende en baie welkom hier. Dit is so lekker om weer saam met jou te kuier. Hierso in die nuwe kwartaal waar die skole hierdie week begin het. En dan mag jy daar waar jy is, soos wat jy kom vandag, opnuut God Drie-enig se teenwoordigheid ervaar. Wanneer ons na die skepping kyk, dan sien ons dat daar soveel dinge is waarvoor ons moet dankbaar wees. En ek dink die wetenskap is 'n bedryf wat ons baie uitdaag om te dink oor ons geloof, maar terselfdertyd is dit ook een van die maniere wat ons besef hoe groot God is. Wanneer ons deur teleskope kyk na verre sterrestelsels en al die groot dinge sien wat geskep is, en dan wanneer ons weer inzoom tot in die fynste, kleinste detail van ons skepping, dan moet ons besef dat God ongelooflik groot is en ongelooflik magtig is. Dus wanneer ons hierdie goeders sien en van hierdie goeders hoor, hierdie groot, amper onverstaanbare dinge in die wêreld, wat ons net weer besef hoe klein ons is. En wanneer ons na die Ou Testament kyk, dan sien ons dat die Israeliete ook liedere geskryf het oor God se grootheid. Onder andere die psalm wat ons vandag lees, Psalm 8, 'n baie bekende psalm, wat Dawid geskryf het oor hoe groot God is. So ek wil jou uitnooi om daar waar jy is, saam te lees uit Psalm 8. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges, tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waaraan U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom dink? Die mensekind dat U na hom omsien. U het hom net 'n bietjie minder as 'n hemelwese gemaak en hom met aansien en eer gekroon. U laat hom heers oor die werk van die hande. U het alles aan hom onderwerp. Skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug en die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Ek kan er nogal indink hoe Dawid op 'n stadium toe hy nog 'n herder was, in die veld gelê het en opgekyk na die hemelruim en hierdie glansryke pragt van die sterre in die hemel gesien het. En dat hier die inspirasie was vir vanoggend se psalm wat ons gelees het, waar hy skryf, Here o Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Hoe glansryk alles wat U geskep het. Dawid is in verwondering oor die skepping wat hy rondom hom sien en ervaar, waarvan hy deel is, en hoe God alles so in stand hou. En wat 'n wonderwerk is dit nie, wanneer ons na wetenskaplikes luister en besef net hoeveel dinge daar in die heelal en in die ruimte is, wat ons in 'n oogwink kan vernietig. Soos wat ons vandag hierso sit, is daar 'n meteoriet wat nader aan die aarde gekom het as wat die maan aan die aarde is. En op sommige plekke sal jy hierdie meteoriet kan sien. Maar net so klein veranderingkie en ons was dalk in die moeilikheid. So wanneer ons al hierdie dinge besef en beleef en ervaar en sien, soos ek net nog gesê het, die wetenskap ons geloof dikwels uit, maar terselfdertyd moet ons besef hoe ingewikkeld en hoe kompleks God alles in hierdie heelal geskep het. En dat alles presies werk soos wat dit moet, is 'n wonderwerk op sigself. Dus wanneer ons na al hierdie goeders kyk, wat ons ook moet besef hoe klein ons is. In die groot heelal waarvan ons deel is ons op 'n klein ou aardbolletjie besig met ons eie dinge, besig met die lewe. En dan moet ons dalk ook die vraag vra wat Dawid vra. Wat is ons dan nou eintlik, wanneer ons al hierdie groot dinge in ag neem, die ganse heelal, wat is die mens? Dat God homself met ons bemoei.
Wat 'n ongelooflike gedagte is dit wat Dawid vandag vir ons gee. En vriende, ons moet besef dat so klein as wat ons is in hierdie groot heelal, is ons so belangrik vir God. En dit is waarvan Dawid getuig. Hy sê, U maak hom net minder as 'n hemelwese, U skep hom met en kroon hom met eer en aansien, U gee vir hom die aarde om oor te heers en te onderhou. En wanneer ons na die Bybel kyk, dan moet ons besef, al is ons in die groter skema van dinge, so klein en onbenullig, is dit juist teenoor ons wat God homself nader. Is dit juist teenoor ons wat God sê, ek wil met jou 'n verhouding hê. Is dit juist met ons wat God 'n pad mee stap. En is juist met ons wat God gesê het, ek het jou so lief, dat ek my seun na die wêreld te stuur. Ja, God word mens en kom woon onder ons. Vandag in die kerk het ons 4 kindertjies wat ons doop. En die doop is eintlik 'n simbool van hierdie bemoeienis wat God met ons het, want hy sê, in al hierdie ganse grootheid wat ek geskep het, kom ek en ek sê vir jou, jy wat in my glo, jy is my geliefde kind. En daarom, liewe vriende, moet ons vandag ook kan sê, hoe wonderbaar is U naam bo alle dinge. Wanneer ons die skepping sien en wanneer ons die evangelie lees, hoe wonderbaar is U naam bo alle dinge. Saam met hierdie verwondering wat ons het en wanneer ons na die wêreld kyk en die skepping, moet ons ook besef dat daar ook 'n stuk verantwoordelikheid is wat ons het. 'n Verantwoordelikheid om te sien na die aarde, die omgewing, die natuur. En ek dink partykeer die politieke agendas het hierdie ding gekaap. Maar eintlik sê God vir ons, omdat jy aan my behoort, omdat jy my kind is, omdat ek jou red, omdat jy die vermoë het om in 'n verhouding met my te staan, sien om na hierdie skepping waarvan jy deel is, waaroor jy heers. Ja, Psalm 8 praat dat die beeste en die skape en die diere van die veld is ons verantwoordelikheid. En dalk moet ons vandag besef en sê, bely dalk, dat dit 'n verantwoordelikheid is wat ons baie maklik afskeep. 'n Verantwoordelikheid wat ons nie altyd besef nie. Ek weet daar is al baie dinge wat gebeur wat ons as mens dikwels ontstel. Wanneer ons hoor van mense wat onwettige vuur maak hierso in Beinspas en die berg aan die brand steek, wanneer ons sien hoe mense sonder eers om te dink papiere by hulle ruitte uitgooi, wanneer ons naweke in die hoofstraat ry en ons sien hoe gerommel word, dan moet dit ons ontstel, dit moet ons kwaad maak, maar dit moet ook ons motiveer en mobiliseer om ook ons deel te bring en ook ons deel te doen. En ek dink daar is baie goeie inisiatiewe ook om dit te doen. Wanneer ons kyk na ons almanak, is daar soveel omgewingsvriendelike dae wat ons ook aan kan deelneem. En dalk moet ons 'n bietjie meer maak daarvan. Maar liewe vriende, ons word geroep as God se teenwoordigers, as die kroon van sy skepping. En ons word hierdie verantwoordelikheid gegee om daarna om te sien. Hierdie klein aarde, wanneer ons dit vergelyk met die grootheid van die heelal, is my en jou verantwoordelikheid. En op daardie manier getuig ons ook dan oor God se grootheid, dat hy wonderbaar is. Wanneer ons sê ons gee om vir die aarde en ons gee om vir ons omgewing, ons gee om vir die natuur, ons neem verantwoordelikheid daarvoor, beteken dit dat ons ook op hierdie manier wat ons leef dan sê, maar God is wonderbaar, sy skepping is wonderlik en daarom moet ons daarna kyk. Vriende, ek sluit af en ek wil sommer net weer eens vir jou uitnooi in ons besige, gejaagde wêreld, waar ons baie keer nie eers die natuur sien waarin ons woon nie, en die pragt van die skepping wat reg rondom ons is nie. Wil ek jou uitnooi om stil te word, net vir 'n oomblik, en raak te sien wat ons so dikwels miskyk. Sien die natuur skoon raak, sien die berge, sien die voëls, hoor die voëls, ruik die blomme.
Dit word aan ons gegee om te geniet, dit word aan ons gegee sodat ons dit kan beskerm, dit word aan ons gegee sodat ons ook kan skep en kan mooi maak, kan leef hier waar God ons plaas. Tweede ding wat ons moet besef, wanneer ons hierdie wonderlike skepping van God geniet wat hy vir ons gegee het, is dat dit ook 'n verantwoordelikheid is wat ons op ons skouers dra om dit te beskerm. En dat ons, wanneer ons hierdie teks hoor, dat ons ook dalk na binne kyk. En vir myself vra, maar hoe kan ek leef sodat ek dit wat God vir my gegee het beter kan beskerm, beter kan gebruik, beter kan bestuur? En vriende, dit is waartoe ons uitgenooi word vandag. Mag ons, soos wat Dawid ook sê, getuig en bely hoe wonderbaar is u naam bo alle dinge. En dat ons sal weet, God stel ons aan en gee vir ons hierdie wêreld, sodat ons daarin kan leef, maar ook sodat ons daarna kan omsien en daarna kan kyk. Mag ons, wanneer ons in verwondering staan voor die skepping, soos Dawid sê, hoe wonderbaar is u, Here God. Amen. Here God, ons almagtige Vader, ons eer u, want u is die een wat alles geskep het. En u is wonderbaar, soos Dawid ook sê. Dit is ons belydenis en getuienis vandag. Heer, dat ons opnuut u sal raak sien as die God van alle dinge. Dat ons sal weet dat ons u grootheid sien in die dinge en in die mense rondom ons, in die wêreld waarin ons deelneem. Ja, Here, ons weet daar soveel dinge wat ons afbreek in hierdie wêreld, waarin ons deelneem in die vernietiging van die natuur, en gee dat ons opnuut sal besef dat dit ons verantwoordelikheid is om ook daarna om te sien. En dat u ook daardeur verheerlik sal word wanneer ons dit doen, wanneer ons daaraan deelneem. So dankie Here dat ons vanoggend herinner kan word aan u grootheid, dat u wonderbaar is, en gee dat ons ook deelnemers sal wees hier in u skepping. Dankie Here dat u ons kom red, dankie dat u vir ons lief is, dankie dat u ons stuur. Amen.